voor die genade troon kan kom. Here, ons kom verklaar net vanoggend weer, ons het nie so nodig, Here, in hierdie wêreld. Ons is so afhanklik van U. Daar staan geskrywe. Geseënd is die wat weet hoe afhanklik hulle van ons Here is. Want aan hulle behoort die koninkryk van God. So Here, ons vanoggend net weer 'n bietjie in die woord wil kom myn. Vra ons Here Heilige Gees dat ons fyn sal ingestel wees vir U. Ek vra vir oop geestesoë en ore, vra dat ons U sal hoor, Here. Here, want sonder U is dit net letters, is net ink op papier, Here. Ons het U nodig dat hierdie woord lewendig en aktief en kragtig in ons lewens kan wees. Dat ons kan daders wees, ook Here, die vermoë om dit toe te hoor en te doen, toe te pas, dat ons daders van die woord kan wees, Here. Ons bid dit so in Jesus Christus naam. Amen en amen. Amen. Ek gaan 'n stukkie lees in Romeine, is baie bekend. Gaan oor oorwinnaars te wees. Ek gaan daar by vers 31 begin. Wat sal ons dan van hierdie dinge sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Dit is so 'n bekende vers, né? Maar dit is 'n goeie wegspringblok vir alles. God is dan vir ons. Hy wat self sy eie seun nie gespaar het nie, maar hom vir ons almal oorgegee het, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wie sal beskuldiging inbring teen die uitverkorenes van God? God is dit wat regverdig maak. Wie is dit wat veroordeel? Christus is die wat gesterf het, ja, meer nog, wat ook opgewek is of vervolging of honger, naaktheid of gevaar of swaard. Soos geskrywe is, om U ontwil word ons die hele dag gedood en is gereken as slagskape. 37, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood of lewe, of engele of owerhede of magte of teenwoordige of toekomstige dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel ons sal kan skei van die liefde van God wat daar is in Christus Jesus ons Here. Dit is, ek wou net so, ja, dit is so mooi stuk, ek meen, daar is soveel wat ek kan praat, oor elke vers kan hy so mooi, kan hy so baie praat, die woord is so pragtig. Kyk hier in vers 36, sê hy, soos geskrywe is, om U ontwil word ons hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Daar is soveel in daai vers, maar vir vandag kom dit by my op Johannes 16:33, waar Jesus op die berg was en hy het sy disippels een kant toe geroep, en hulle het om hom kom sit, baie soos wat ons nou hier sit, as ek dit in my oog sien, ek wil om hom kom sit, en hy sê, ek het hierdie dinge vir julle vertel, sodat julle in my vrede kan vind. I've told you these things so that you can have peace in me. Oom Lukas het volgend opgeopen het, gebid vir vreugde en vrede. So waar is ons vrede in Christus? Ons moet net mooi vir onsself vasmaak, waar is in Christus? Want in Christus is deel van hom, deel van sy liggaam, deel van sy bruid, deel van sy kerk. Dis in Christus. So, dis iets wat elke man vir homself moet uitmaak. Waar is in Christus? Maar hy sê, ek het hierdie dinge vir julle vertel, sodat julle in my vrede kan hê. In hierdie wêreld sal julle dit moeilik hê. Maar hou goeie moed. Ek het reeds hierdie wêreld oorwin. Sy woord nie mooi nie. Hy sê, in this world you will have trouble, but take heart. Take heart. Take heart. Ek sien jou, hou jou hart vas. Jy beskerm daai hart. Take heart. For I have overcome this world. Ek het hierdie wêreld klaar oorwin. En dan die volgende vers sê hy, en hy begin weer met 'n klein woordjie. Hy begin die volgende vers 37, hy sê, maar, en al hierdie dinge, al hierdie teenspoed, al hierdie ontberinge en beproewinge, alles wat ek en jy, wat hier sit, want ons elkeen het 'n storie, en ons het elkeen besig met goed te deel, en aansla, en ontberinge, en wat ook al op ons pad kom. Hy sê, maar,
ten spyte van al hierdie dinge, en ek hou baie van daai klein woordjie, maar, want hy kanselleer die vorige goed, ja, dit is so maar, sê hy, en al hierdie dinge, is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Nou oorwinnaar, in die Engels sê hulle mos 'n conqueror. Ja, more than conqueror. 'n conqueror is 'n woord wat hulle gebruik vir 'n koning wat grondgebied inneem. Nou, dis nie net om 'n resies te hardloop en ek wen nie resies nie. Nee, 'n oorwinnaar, 'n conqueror is iemand wat grondgebied inneem. Hy beset grond. En so is ons oorwinnaars vir die koninkryk van God. Ons vat dit terug by die koninkryk van duisternis. Nee, en ons sit dit terug in die koninkryk van lig. Dis 'n oorwinnaar. Maar hy sê ons is meer as 'n oorwinnaar. Dis nie net dat jy oorwin, jy is meer as 'n oorwinnaar. En daai meer moet ons elkeen miskien vir onsself gaan uitfigure. Hoekom sê jy is nog meer as dit? Nee. Ons gaan nou vandag baie daaroor praat nie. Maar ons is meer as 'n oorwinnaar. As jy en ek na homself kyk, as ons na die kinders van die Here kyk, sien ek tog so baie wat nie in oorwinning leef nie. Nee. So baie keer het ons oorwinning in baie areas van ons lewe, maar daar is areas wat ons nie oorwinning nie. So dis goed wat ons na moet kyk, want as die Here sê, ek is vir jou, wat kan teen jou wees? Hoekom is ons oorwinnaars 80% oorwinnaars en ander 20% nie? Nee. So ons moet miskien tyd spandeer in ons eie lewe. Laat ons gaan kyk, waar is die areas waar ek nie oorwinning het? En waar is die areas waar ek wel oorwinning het? Sien, my pastoor het jare terug 'n storie vertel, ek het dit ook al vertel, ek weet nie of ek dit in die groep vertel, want ons so baie platforme bedien, kan ek nie onthou wat het ons hier gedoen en wat ons nie gedoen, maar wel as jy dit weer 'n keer hoor, 2 ore gekry, dan sit een vir elke oor. Die woord sê ons moet vinnig wees om te luister, 2 keer luister, 1 keer praat, dis meer 1 mond gekry. So luister hom dan weer, maar hy het hierdie storie vertel van die sirkus olifantjies, en wanneer die olifantjie klein is, dis nou hierdie Asiese olifantjies en goed, dan slaat hulle 'n lekker sterk pen en hulle bind hom vas, met 'n ketting. En terwyl hy nog klein is, kan hy niks maak met die ketting of sterk tou, en hy kan nie die pen uittrek. En na 'n tyd het hy soveel gespook, dat hy ophou spook, met ander woorde is die voet aan die pen vasgemaak en dan gaan staan hy. Hy het geleer, help nie jy spook nie. En dan later word hierdie 'n 3 of 'n 4 of 'n 5 ton olifant. Hy kan net so maak en die pen uittrek. Nee. Maar nou doen hy dit nie meer nie, want van kleins af het hy geleer. So, wat maak dat ons oorwinnaars is of wat ons slagoffers is? Die hoofrede, daar's 'n paar redes. Wat maak die olifantjie dat hy gaan staan en nie die pen uittrek? Hy het 'n mindset hier ontwikkel van hy kan niks met daai ding doen nie. Ons mense is ook 'n menslike ding, ons raak gewoond aan 'n ding, soos daai sirkus olifantjies het gewoond geraak dat as hy aan 'n pen vasgemaak is, gaan hy daar bly staan tot sy hanteerder hom kom losmaak. Ja. En hy's gewoond daaraan. Soos ons is daar reëse in ons lewens wat ons gewoond geraak het aan. Het sy of hy geleidelik in ons lewe, want hy kom soos die skemer in. Ewe so slightly en dan een goeie dag, dan is hy daar. Of het sy hy ingekom het voor ons tot bekering gekom het. Het hy al sy vashouplek gekry en hy gaan nie skuif van sy vashouplek af nie. Verstaan? Hy gaan nie net skuif nie, so baie keer ons mense het 'n manier om vas te raak in 'n comfort zone. En 'n comfort zone kan 'n baie ongemaklike plek ook wees, maar dis 'n familiêre plek. As jy kyk na die Israeliete, weet hulle het uitgeroep na die Here toe hulle in gevangenskap was in slawerny,
En die Here het uitgereik en hulle uitgehaal. En die oomblik wat jy uit een situasie uitgehaal word, gaan jy in die volgende situasie, en wanneer die volgende situasie teenstand kan, die eerste ding wat hulle gedoen, gemurmureer en weer uit verlang na die vleispotte van Esau. Toe wil ek teruggaan na my comfort zone. En ek sien so baie keer is ons baie ongerieflik, maar ons is gemaklik in ons comfort zone. So ons reus, ons hou nie heeltemal van ons reus wat ons het nie, so, maar ons ignoreer hom. Weet, dis soos daai donkie met die oogklappe. Ons maak maar net so, as ek hom nie sien nie, is hy nie eintlik daar nie. Ons sit hom hier agter. Jy sien, om 'n oorwinnaar te wees, wil die Here hê, ons moet in al die areas. Hy het gesê, Jesus het gekom sodat ons kan lewe dit in oorvloed en tot volheid, nee, wat hy vir ons het. So hy wil hê ons moet in al die areas oorwinning kry. Ou moet ook nie dink dat as jy in sekere areas oorwinning het, en sekere areas het jy slagoffermentaliteit, dat dit nie beïnvloed die ander areas nie. Nee, ek sê altyd, dit is so goed soos, hierdie huis kan silwer skoon en gepolish wees, maar as die vrieskas gebreek het en daai vleis het vrot geraak daar, in die vrieskas, gaan die hele huis nie lekker ruik nie. Ons moet dit weet. So die huis, as hy moet skoon is, moet hy regdeur skoon word. So die Here druk dit so op my hart, dat ons, weet jy wat, ons het gewoond geraak om 'n sekere, weet jy wat, dis nou maar my lot. Ek het al die storie gehoor, en dis nou nie, so is die lewe, so is die lot, oogies vol traantjies, neusies vol snot, nee. Verskoon my vir daai ene nou, maar dis wat dis Afrikaanse gesegdes, dis vir mense praat, maar weet jy, dis nonsens. Dis nonsens, dis 'n slagoffermentaliteit, maar ons het die oorwinnaar van die oorwinnaars in ons, né? En hy gee ons die platform, hy sê, ek het hierdie werk vir julle gedoen aan die kruis. Nou vat ons maar, ek is nou jammer, in hierdie area is nou maar my ou swak puntjie, ek gaan nou daarmee lewe. Nee, dit is nie so. Wat is jou reus? Die ding is, Lukas 10:19, ek gaan hom gou vir julle lees. Kom ons lees net wat die woord sê. Hy sê, kyk, vers 19, Lukas 10:19, nee. Hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag om op die slange en skorpioene te trap, en oor al die krag van die vyand, en niks sal julle ooit skade, niks. Met ander woorde nie, 20% is alright, leef moet met hom nie, sort uit hierdie ding. En kyk nou weer, kyk na die klein woord, ek sê kyk na die klein woord, hy begin, vers 19, hy sê, kyk, ek gee aan julle die mag. Kom ons vat die kyk weg. Ek gee aan julle die mag, né? Om op slange en skorpioene te trap. Kom ons sit die kyk by. Kyk, wat is die verskil? Die een met die kyk is, doen dit en jy sal sien. Trap op die slange en skorpioene. Kyk, trap op die skorpioen, ek gee jou die mag. Die ander een is, ons sit en wag. Here, gee my die krag dat ek op die skorpioen trap. Gee my die krag om gee my autoriteit bo die mag van my vyand. Die ander een is, vat die autoriteit en doen dit. Amen. Kyk. Met ander woorde, kyk, doen dit. En jy sal sien. Wat het koning Dawid gedoen? Ja, eerste ding toe hy kom nou daar aan en hy sien, hier staan die leerskares van die lewende God, en hy sien hierdie Filistyn, en hy vra maar, wie is hierdie Filistyn, dat hy die leerskares van die Here kan verneder? My God is dan groter as hy. Hierdie leerskares, daar's niks wat voor hulle kan staan nie, want as God vir hulle is, wat kan teen hulle wees? So sê, hier's fout met hierdie prentjie. Nee. En hy het ook nie geskoom, ek sê, okay, kom laat ek hierdie ou gaan uitsorteer. Nee, die Here is met my. Hy kom toe daar na ek vertel nou my weergawe, hy kom daar na die reus toe. Maar ons praat van 'n oorwinnaarsmentaliteit. Dis wat koning Dawid daar gehad het. Nee, die victim mentality het die leerskare gehad, nou duins hulle terug. Verstaan jy? Die slagoffermentaliteit, duins terug. Die hele leer, duins terug vir daai ou. 'n leer van God. Hierdie jongman kom, hy sê, nee, dis nie aanvaarbaar nie. Die vyand, hy kom nader, die vyand, die reus, en ons het gepraat van, wie is die reuse wat ons intimideer? Die reus intimideer hom, hy sê, vandag nog, gaan ek jou
jou kop van jou lyf afhaal in jou karkas vir die voëls gee om op te eet. Toe sê hy vir hom, man, jy kom met swaard en wat, maar ek kom in die naam van die lewende God. Wie gee ons mag? Jesus het sê, ek gee my mag vir julle. Ek gee my krag, my autoriteit, so bo die krag van jou vyand. So gaan trap op. Verstaan jy? En koning Dawid het vir hom gesê, maar ek kom na jou toe in die naam van die lewende God. Vandag nog gaan ek jou 'n pak slag gee wat jy in jou lewe nog nie gehad het nie. Verstaan jy? En dis 'n oorwinnaarsmentaliteit en dit was so. Kyk, en dit was so. En ek dink ons moet ons gesindheid verander, ons denke. Jy sien, wanneer ons tot bekering kom, die Griekse woord is mos metanoia, né? Wat beteken to change your mind. Sien, dit is daai olifantjie moet sy mind change, want as die oomblik wat hy sy mind change, gaan hy net so maak en dan's die pen uit. Dan gaan hy sien die pen is uit en dan daai ouens moeilikheid. Maar dan gaan hulle hom nou nie weer vasmaak, nie waar. So ons moet toelaat laat die Here ons kom vernuwe. En dis weer Romeine 12:2. Ek gaan gou terug Romeine toe. Ek wil net daai, ek weet ek was al baie op Romeine 12:2. Weet julle geliefdes, vriende, dit is vir my 'n slotvers in my wandel met die Here, want ek vra die Here en dit is 'n ding wat moet oorgedoen word. Kom ons lees gou Romeine 12:2. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie. So kom ons speel nie meer op die reëls van hierdie wêreld nie. Ons het 'n ander stel reëls. Alraai, ons maak nie meer soos die wêreld nie. Ons praat nie meer soos die wêreld. Daai oogies vol treintjies en daai goede, né? Arm maar darm en al sulke snaakse sê goed wat die wêreld het. Ons praat nie meer so nie. Ons is geseënde seuns in die huis van die Here, kragtige manne en vroue van God. En dan hy sê in vers 2, en word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, soos jy na my kyk, lyk ek anderste. Ek het 'n ander shape, né? Nie hierdie uniek fisiek nie, 'n ander shape, okay? Maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed. Hou goeie moed. Hou goeie moed. Ek het reeds hierdie wêreld. Wat is die gemoed? Die way wat ek operate, my denke. Hoe kyk ek na myself? Is ek 'n wurm of is ek 'n kragtige seun in die huis van die Here? En dan sê hy, maar hy sê hierso word verander. Daai verander die Griekse woord daar is metamorfa, né? Metamorfose. Met ander woorde gaan 'n gedaanteverwisseling of word verander. Word gemetamorfo. Word 'n totale nuwe skepping binne en buite. Gaan 'n gedaanteverwisseling binne en buite. Né? Deur word verander deur toe te laat dat God jou gemoed, jou gedagtes kom vernuwe. Hierdie vernuwe, daai woord in die ou skrifte beteken om te revamp, restoreer. Ek dink so aan die ou karre, ek kan Lukas was nou die dag daarso, weet die ou kar, jy kom daar, hy's geroes, hy's gekraak, hy's vol olie en vuil goed en jy maak hom skoon met 'n doodrukwasse. Jy haal hom uit mekaar uit, jy skuur af die ou verf. Jy haal uit die duike, sit nuwe laag verf, nuwe boute, nuwe beerings. Sit alles aan mekaar. As hy klaar is hy 'n ou kar, maar soos 'n nuwe een. Sien jy, so ons moet toelaat dat die Here die revamp, die restaurasie op hierdie dinkboks van ons hart en ons denke vernuwe. Sodat ons 'n gedaanteverwisseling kan ondergaan. Sodat ons die vyand op sy plek kan sit. Sodat ons kan meer as oorwinnaars wees. Amen. Nee, meer as oorwinnaars, nie net meer peer nie. Nee, nou is ek 'n seun in die huis van ons Here. Ek is 'n verteenwoordiger van Jesus Christus, met aangetrek met sy geregtigheid en sy autoriteit. Want as ek iemand verteenwoordig, dan dra ek sy autoriteit. Autoriteit, nie waar? Ek kan dit nie gedeeltelik doen nie. Ek het dit, of ek het dit nie. Verstaan jy? So wat wil die vyand hê? Hy soek net daai vashou plek. Hy soek net sy vingertjies in.
So ons gaan kyk, waar is jou reus? Sort hom uit. In die naam van die lewende God. Nie in my autoriteit nie. Maar ons is nog nooit opgewasse gewees nie. Anders was dit nie nodig dat hy kom en dit vir ons doen. En Lukas, ons gaan daar, ek gaan maar afsluit daar, so ons van ons, as enigiemand iets verby sit, dit is baie welkom. Ek het nou die versie wat sê, ek is 'n nuwe skepsel in Christus, die ou